Dit is Sondag 24 Mei 2020 en ons sê vir almal baie hartlik welkom by die erediens van die Gereformeerde Kerk Sasolburg. Daar is ook vanoggend verskeie ander mense wat by ons erediens inskakel en ons sê vir almal baie hartlik welkom en dis lekker dat julle ook saam met ons na die woord van die Here kom luister en saam met ons die Here aanbid. Kom ons raak nou stil voor die Here en dan sê ons vir hom wat die gesindheid in ons hart is as ons so saam vir hom verskyn. Here, U is my lewe. U sorg vir my. En wat ek ontvang, kom alles van U af. Amen. En wanneer ons dit so vir die Here sê vanoggend, dan antwoord hy ons ook met sy heerlike seën. Genade en vrede vir jou van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof nou die Here deur 'n lied tot sy eer te sing, Psalm 33 verse 1, 6 en 7. Ons gaan nou ons geloof saam bely en ons gaan dit vanoggend doen deur saam te sing uit Skrifverryming 12:3. Dit is 'n verryming van die Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 1.
Ons gaan nou ons lewe meet aan God se wet. En ons gaan dit vanoggend doen deur bietjie na die 7de gebod in diepte te kyk. God sê vir ons in die 7de gebod, in Eksodus 20, vers 14, jy mag nie egbreek pleeg nie. Kom ons kyk so bietjie in diepte na wat dit beteken. In die Heidelbergse Katekismus, Sondag 41, vraag 108, dan word die vraag gevra, wat leer die 7de gebod ons? Nou wil hy ons, alle onkuisheid is deur God vervloek, en daarom moet ons dit hartgrondig haat. Daarenteen moet ons kuis en ingetoe lewe, sowel binne as buite die huwelik. Ons vra ook dan in die volgende vraag, vraag 109, verbied God in hierdie gebod niks meer as net egbreek en sulke skandes nie? En dan bely ons, omdat beide ons liggaam en siel 'n tempel van die Heilige Gees is, wil God dat ons albei rein en heilig bewaar. Daarom verbied hy alle onkuise dade, gebare, woorde, gedagtes, liste en alles wat 'n mens daartoe kan verlei. Nou as ons kyk na ons eie lewe, ons kyk baie eerlik ook na die 7de gebod en die res van die wet van die Here en sy woord, dan moet ons bely soos wat die Here vir ons sê in 1 Johannes 1 vers 8, as ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Maar as ons dit voor die Here bely met 'n hart vol berou, ons smeek die Here om vergifnis, dan kan ons ook vasgryp aan die woorde net in die volgende vers, 1 Johannes 1 vers 9, waar daar staan, maar as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. Die profeet Jesaja sê vir ons baie mooi hoe God ons skoon was. Ons lees daar in vers 18, al was julle skarlakenrooi van sonde, julle sal wit word soos sneeu. Al was julle purperrooi, julle sal wit word soos wol. Ons reageer nou op die wet van die Here en ook die vergifnis van sondes waarvan ons gehoor het, deur saam te sing uit Lied 245 verse 1 en 3. Kom ons sluit na die oë, dan bid ons saam. Vader, ons loof U en ons aanbid U.
Ons prys U groot en heilige naam. Ons eer U vir U alwetendheid en U alwysheid en U almag. U is al ons lof en aanbidding waardig. Soos wat die engele U groot maak op hierdie oomblik voor U troon, so maak ons U ook groot vanoggend hier op aarde as U kinders. Ja, Here, ons wil U alleen groot maak en U ophef met ons woorde en met ons hart en ook met ons gesindheid voor U. Mag U ook so geloof word deur U kinders reg oor die hele wêreld, want U verdien dit. Here Jesus, ons dank U dat ons hierdie week U hemelvaart kon vier. Dankie dat U gegaan het om vir elkeen wat waarlik glo plek gereed te maak. En dat U nou vir ons intree by ons Vader. Dankie dat U daar aan die regterhand van ons Vader oor alle dinge regeer. Ons gryp ook nou daaraan vas in hierdie krisistyd. Ons prys U as die koning van alle konings. Dankie dat U ons nie wees agtergelaat het nie, maar dat U steeds by ons is en in ons is deur U Gees. Dankie dat U ook beloof het dat U weer sal kom. Ons as U bruid sien so uit na U koms. Here, ons bid vanoggend vir elkeen wat saam met ons luister en deelneem. Laat ons nie vervlou in ons geestelike lewe nie, maar blaas U die vlam in ons aan. Laat ons in hierdie tyd nie geloofsmomentum verloor nie, maar juis geloofsmomentum opbou. Laat ons steeds groei in die manier waarop ons met U praat in ons gebede. Maak ons gebede steeds meer opreg, steeds meer intiem. Regtig praat met U. Laat ons ook nie net vir ons eie sake bid nie, maar veral vir U sake en U koninkryk. O Heilige Gees, ons bly dat U steeds meer beheer oor ons lewens sal oorneem. Help ons in ons heiligmaking, want in ons eie krag sukkel ons maar. Help ons elkeen ook om U woord steeds meer in te neem en dit te oordink. Laat U woorde in ons bly. Gee ook dat ons lig sal laat skyn in hierdie wêreld wat dit so nodig het. Laat ons elkeen steeds meer disippels vir ons Here Jesus maak. Vader, maar ons wil nie net in getalle groei nie. Ons wil veral ook in ons geloof groei. Ons wil disippels wees soos U dit bedoel het. Ja, Here, ons wil daagliks nader aan U groei en U steeds liewer en liewer hê. Ons bly dat U 'n steeds groter werklikheid in elke van ons se lewe sal wees. Here, U weet ook hoe ons smag om weer mekaar te sien en weer fisies saam te kom en U te aanbid. Ons dankie dat die kerke hierdie week met die regering kon praat. Ons vra U ook dat U dit vir ons kerke moontlik sal maak, dat ons spoedig ook weer gesond by mekaar sal kan kom. Here, ons dra ook elkeen aan U op wat deur beproewings gaan. Ons dink aan almal wat siek is en elkeen wat hartseer is. Wees met die wat finansiëel swaar kry en groot finansiële bekommernisse het. Ons pleit vir elkeen wat nie werk het nie, of te min werk het, of Vader wat bekommerd is oor hulle pensioenfonds, vra dat U sal uitkoms gee. Ons dink verder ook aan almal wat met depressie worstel. En so bid ons vir elkeen wat deur die een of ander beproewing gaan. Vader, dankie dat ons in
nie een van die beproewings ooit alleen is nie. Nee, Vader, U is altyd saam met ons en in ons deur U Gees. Ons pleit ook vir die coronavirus pandemie wat die hele wêreld in sy greep het en wat so 'n reuse impak op ons almal se lewens het. Ons dankie dat dit in soveel lande al begin beter gaan. Maar U weet ook, in ons land neem die getalle nou drasties toe. Ons smeek U vir uitkoms. Bring ook weer herstel in die ekonomie in ons land. Here, ons gaan nou na U woord luister. Ons vra dat U kragtig deur U Gees in ons sal werk. Praat met ons en verander ons. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. En vanoggend se prediking gaan die Here met ons praat oor ons huwelike, onder andere. Kom ons sing nou 'n lied oor die liefde. Paulus se lied oor die liefde in 1 Korintiërs 13. Ons gaan 'n berywing daarvan sing, lied 530, verse 1 tot 3. Kom ons luister nou saam na die woord van die Here. Ons gaan vanoggend luister na Matteus 5, vers 27 tot 30 en ook Matteus 19, vers 1 tot 12. Matteus 5, vanaf vers 27. Julle het gehoor dat daar gesê is, jy mag nie egbreek pleeg nie, maar ek sê vir julle, elkeen wat na 'n vrou kyk en haar begeer, het reeds in sy hart met haar egbreek gepleeg. As jou oog jou laat struikel, haal hom uit en gooi hom van jou af weg, want is vir jou beter dat net een van jou ledemate verlore gaan, as dat jou hele liggaam in die hel gegooi word. As jou regterhand jou laat struikel, kap hom af en gooi hom van jou af weg, want het is vir jou beter dat net een van jou ledemate verlore gaan, as dat jou hele liggaam in die hel beland. Ons lees ook saam met Matteus 19, vers 1, vanaf vers 1. Nadat Jesus klaar gepraat het, het hy uit Galilea vertrek en in die gebied van Judea aan die ander kant die Jordaan gekom. Groot menigtes het agter hom aangegaan en hy het hulle daar gesond gemaak.
Daar was fariseërs wat hom op die proef wou stel, en hulle kom toe by hom met die vraag, mag 'n man sommer oor enige ding van sy vrou skei? Hy het hulle geantwoord, het julle nie gelees dat die Skepper hulle van die begin af man en vrou gemaak het nie? Daarby het hy gesê, daarom sal 'n man sy vader en moeder verlaat en saam met sy vrou lewe, en hulle twee sal een wees. Hulle is dus nie meer twee nie, maar een. Wat God dan saamgevoeg het, mag 'n mens nie skei nie. Hulle vra hom toe, waarom het Moses dan bepaal dat as iemand sy vrou 'n skeibrief gee, hy van haar kan skei? Hy antwoord hulle, dit is oor die hardheid van julle harte, dat Moses julle toegelaat het om van julle vrouens te skei. Maar dit was nie van die begin af so nie. Ek sê vir julle, elkeen wat van sy vrou skei, behalwe oor oorspel, en met 'n ander een trou, pleeg egbreek. Sy disippels sê toe vir hom, as dit is hoe die saak met 'n man en vrou staan, is dit beter om nie te trou nie? Maar hy sê vir hulle, wat julle nou sê, is nie vir almal moontlik nie, net vir die aan wie dit gegee is. Daar is mense wat nie kan trou nie, omdat hulle van hulle geboorte af so is. Ander is deur mense so gemaak, en ander het self so gekies ter wille van die koninkryk van die hemel. Wie dit kan doen, laat hy dit doen. Ons lees tot sover. Ons fokus vanoggend op Matteus 5 vers 27 tot 28. Julle het gehoor dat daar gesê is, jy mag nie egbreek pleeg nie, maar ek sê vir julle, elkeen wat na 'n vrou kyk en haar begeer, het reeds in sy hart met haar egbreek gepleeg. Ook Matteus 19 vers 4 tot 6. Hy het hulle geantwoord, het julle nie gelees dat die Skepper hulle van die begin af man en vrou gemaak het nie? Daarby het hy gesê, daarom sal 'n man sy vader en moeder verlaat en saam met sy vrou lewe, en hulle twee sal een wees. Hulle is dus nie meer twee nie, maar een. Wat God dan saamgevoeg het, mag 'n mens nie skei nie. Ons tema vanoggend is, God vra getrouheid aan my huweliksmaat en seksuele reinheid binne en buite die huwelik. Soos baie van julle weet, staan ons so nou en dan in ons preke stil by dit wat ons in die Heidelbergse Katekismes bely. En vanoggend gaan ons spesifiek kyk na die 7de gebod, naamlik jy mag nie egbreek pleeg nie, en dit wat ons in Sondag 41 van die Heidelbergse Katekismes daaroor bely. En ek hoef nie vir julle te vertel hoe die Satan ons huwelike aanval, en ook mense aanval op die terrein van seksuele sondes nie. En dit is dus uiters aktueel. En daarom wil God vanoggend opnuut met elkeen van ons daaroor praat. En die eerste wat ons vandag weer moet hoor, gaan oor ons huwelike, naamlik God vra getrouheid aan my huweliksmaat. In die 7de gebod beveel God ons, jy mag nie egbreek pleeg nie. Ook ons Here Jesus leer ons in beide die gedeeltes wat ons gelees het, dat ons nie mag egbreek pleeg nie. En vir ons kinders, die woord eg is maar net 'n ander woord vir die huwelik. Egbreek vind plaas wanneer 'n man of 'n vrou ontrou is aan mekaar. En dit kan natuurlik fisies of emosioneel gebeur. En dit of iets anderste kan daartoe lei dat die man en die vrou uiteindelik van mekaar skei, wat ons egskeiding noem. En God verbied beide hierdie baie streng in sy woord en in sy wet. En dis ook waarop ons Here Jesus ons baie duidelik wys in hierdie gedeeltes wat ons saam gelees het vandag. So, hoekom mag 'n
getroude paartjie nie egbreek pleeg nie. Die eerste rede is dat die huwelik 'n heilige instelling en 'n samevoeging van God is, wat God al daar in die tuin van Eden tussen man en vrou ingestel het. Ons lees dat ons Here Jesus daar vir die Fariseërs in Matteus 19 vers 4 tot 6 sê: "Het julle nie gelees dat die Skepper hulle van die begin af man en vrou gemaak het nie? En daarbij het hy gesê: Daarom sal 'n man sy vader en moeder verlaat en saam met sy vrou lewe en hulle sal een wees. Hulle is dus nie meer twee nie, maar een, wat God dan saamgevoeg het. Mag 'n mens nie skei nie." En so lees ons ook in die huweliksformulier dat soos wat God Adam en Eva saamgevoeg het, so lei hy steeds vandag man en vrou oor mekaar se pad en voeg hulle saam. Julle as huweliksmaats het dus nie maar toevallig mekaar se pad gekruis nie, maar God self het julle oor mekaar se pad gelei en julle saamgevoeg en een gemaak. En omdat dit juis hy is wat julle saamgevoeg het en die huwelik vir hom so 'n heilige instelling is, daarom wil die Here nie hê dat ons moet skei nie. Die tweede rede is dat ons huwelike 'n afbeelding is van die verhouding tussen ons Here Jesus Christus en sy kerk. En so leer ons in Efesiërs 5. Ons wat in die huwelik is, het dus ook 'n reuse verantwoordelikheid, want ons huwelike beeld vir die wêreld iets af van ons Here Jesus se liefde vir sy kerk en ook van sy eenheid met sy kerk. Dink net, watter beeld straal 'n disfunksionele huwelik van gelowiges vir die wêreld uit, en ook vir die kinders in daardie huwelik. En ook om hierdie rede wil God nie hê dat ons huwelike moet verbrokkel en dat ons uiteindelik moet egbreek pleeg nie. Dit doen Christus en die kerk se beeld ontsaglike skade aan. 'n derde rede hoekom God nie wil hê ons moet skei nie, is omdat hy weet dat dit nie net die twee partye is wat deur die egskeidingsproses gaan wat bitter seer kry nie, maar daar is altyd ook ander partye wat seer kry. Baie seer kry, veral ook die kinders. En daarom lees ons in Maleagi 2 vers 16, dat die Here sê, die Here, die God van Israel, sê hy haat egskeiding. Egskeiding is niks anders as geweld nie. Dis hoe seer dit maak. Ook uit God se doel met huwelike sien ons waarom ons nie mag en ook nie moet egbreek pleeg nie. Die eerste doel wat God met die huwelik gehad het, leer ons in Genesis 2 vers 18, waar die Here sê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom iemand maak wat hom kan help, sy gelyke. En daarmee sê God, die meeste van ons het 'n lewensmaat nodig. Dis regtig nie vir ons so goed om alleen te wees nie. So Here Jesus sê hier in Matteus 19 vers 11 en 12, dit is vir party mense gegee om nie te trou nie. Hy sê party mense is so van hulle geboorte af. Hulle het dalk die een of ander gebrek of afwyking wat maak dat hulle nooit trou nie, of hulle verkies dalk om eerder alleen te wees, of die regte lewensmaat het nog nooit oor hulle pad gekom nie. Dit is vir hulle so gegee. Ander is so deur mense gemaak, sê ons Here Jesus. Hulle het dalk so seer gekry deur dit wat mense aan hulle gedoen het, dat hulle kies om nie te trou nie.
of om nie weer te trou nie. En ons Here Jesus sê, ander het self so gekies, terwille van die koninkryk van die hemel. Dis mense soos Paulus, wat gekies het om homself volkome aan God se werk te wy, waarvan ons lees in 1 Korintiërs 7. Party is dit gegee. Maar die meeste van ons het 'n spesiale huweliksmaat nodig, wat ons beste vriend kan wees, en met wie ons alles in die lewe kan deel. Ook sommiges aan wie dit nie gegee is nie, of nog nie gegee is nie, hulle smag steeds na so 'n spesiale persoon. En die meeste van ons het ook hulp en bystand nodig. Nie net vir die dinge in hierdie lewe nie, maar veral ook vir ons geestelike lewe. Iemand wat jou byvoorbeeld toerekenbaar kan hou oor jou stilte tyd saam met die Here, of oor julle gesin se huisgodsdiens. En iemand wat jou ook kan bystaan in jou heiligmaking. En juist daarom gee God in sy goedheid en liefde vir mense huweliksmaats, om hulle te help, mense wat by hulle pas. En juist om hierdie doel te bereik, wil God ook hê dat ons getrou moet bly aan mekaar in die huwelik. Want die huwelik is juist oorspronklik deur God bedoel om tot ons voordeel te wees. Tweede doel vir die huwelik vind ons in Genesis 1 vers 28. Die Here sê, wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk dit. En daarmee sê God, hy gee geslagsgemeenskap binne die huwelik, onder andere om die menslike geslag uit te brei. Ook in Maleagi 2 vers 15 lees ons, die Here het 'n man en 'n vrou een gemaak, een in liggaam en gees. En waarom een? Omdat hy wil hê dat daar 'n nageslag moet wees wat hom eer. En 'n nageslag wat God eer, kan veral in gelukkige, gesonde gesinne gebeur, waar pa en ma saam God eer. Daar eer die kinders ook gewoonlik vir God. Maar ons weet ook, daar waar huwelike skade ly en verbrokkel, of daar waar net een van die ouers vir God eer, of nie een nie, daar ly gesinne se geloofslewe dikwels ook skade. En ook om daardie rede wil God hê dat ons as huweliksmaats getrou aan mekaar moet wees. 'n derde doel of rede waarom God die huwelik gee, is sodat ons seksueel rein kan leef. Ons leer in 1 Tessalonisense 4 vers 3 en 4, dit is die wil van God, dat julle heilig moet lewe. Weerhou julle van onsedelikheid. En dan sê die Here ook volgens daar vers 4, hoe ons dit kan doen. Hy sê, elkeen van julle moet weet dat hy met sy vrou heilig en eerbaar moet lewe. Ook in 1 Korintiërs 7 vers 5 lees ons, moenie vir mekaar omgang weier nie, behalwe met wederwysige toestemming en net vir 'n bepaalde tyd om julle aan gebed te wy. Daarna moet julle weer saamkom, sodat die Satan julle nie miskien weens julle gebrek aan selfbeheersing verlei nie. Die punt wat God in hierdie gedeeltes en ook in baie gedeeltes in die boek Hooglied maak, is dat hy 'n gesonde sekslewe vir man en 'n vrou in die huwelik as 'n geskenk gee. En dat hy ook wil hê dat albei dit moet geniet in die huwelik. Juis sodat hulle nie deur hulle natuurlike en normale seksuele drange op ander plekke gaan probeer bevredig nie. En nou weet ons ook, as twee getroudes seksueel uit mekaar uit begin beweeg, en later ook fisies uit mekaar uit begin beweeg, dan raak die gevare van seksuele losbandigheid binne en buite die huwelik weer groter. Ook om daardie rede wil
God het dat ons by mekaar moet bly. Ongelukkig het die sondeval ook aaklige gevolge vir huwelike gehad. Die eerste gevolg is huwelikskonflik. Ons sien al direk na die sondeval die eerste huwelikskonflik as Adam vir Eva beskuldig en vir die Here sê, dis die vrou wat U my gegee het. En sedertdien is konflik ongelukkig deel van elke huwelik. En konflik, as dit nie reg hanteer word nie, kan so aanhoudend en so erg word. Daar kan soveel stilstypes wees of dit kan selfs gewelddadig wees dat dit onuithoudbaar binne 'n huwelik kan word. Ons lees ook reg deur die Bybel van nog 'n aaklige gevolg van die sondeval, naamlik huweliksontrou of oorspel. En dit kan die vertroue en die eenheid in 'n huwelik so skend en sulke diep en seer wonde laat, dat selfs Jesus leer dat mens oor oorspel maar kan skei. Nie dat herstel nie moontlik is nie, maar is dikwels bitter moeilik. Ook die verslawings van 'n eggenoot kan fataal wees vir 'n huwelik. Of 'n huweliksmaat wat glad nie met geld kan werk nie, of drastiese verskille oor kinderopvoeding kan vir mense so onuithoudbaar word dat skei vir hulle na die enigste uitweg lyk. En so is daar nog meer sulke aaklige gevolge van die sondeval vir huwelike. En juist daarom, omdat God nie wil hê jy moet egbreek pleeg of skei nie, maar omdat dit kan gebeur, selfs ook met gelowiges kan gebeur. Daarom kry ons saam met die 7de gebod vanoggend ook 'n baie positiewe opdrag, 'n praktiese opdrag. En dit is om gereeld en proaktief aan ons huwelike te werk en nie te wag tot dit te laat is nie. Wat bedoel ons as ons sê ons moet proaktief aan ons huwelike werk? Ons moet ten minste probeer om so 1 keer 'n jaar 'n goeie boek, Christelike boek oor die huwelik te lees en dit saam te lees en dit ook in ons huwelike toe te pas. Of ons kan ook op 'n huweliksverrykingskursus gaan of 'n huweliksverrykingsnaweek. Daar is ook baie goeie DVD-reekse en ander goeie Christelike programme of toerusting op die internet beskikbaar wat ons as huweliksmaats saam kan kyk en saam kan na luister en dit in ons huwelike kan toepas. Ons kan ook gaan praat met iemand wat vir ons goeie raad kan gee. En dit alles kan ons baie help in gesonde kommunikasie in ons huwelik. En dit kan ons ook help in Bybelse konflikhantering en vergifnis as daar foute gemaak is. Kan ons ook help in Christelike gebalanseerde kinderopvoeding en wyse maniere hoe met ons gesinsfinansies te werk. En dit kan ook vir ons baie goeie raad gee oor 'n gesonde, bevredigende seksuele lewe ensovoorts. Ons bereik nooit die vlak waar ons alles weet oor die huwelik nie. Al is ons oor baie jare getroud, kan ons almal steeds leer en kan ons huwelik steeds beter word, nie waar nie. En dis hoe jy baie prakties en baie positief ook aan hierdie 7de gebod gehoorsaam kan wees. Maar nou moet ons ook sien, dit gaan in die 7de gebod oor baie meer as net fisiese egbreek of egskeiding en die voorkoming daarvan. En dit bring ons by ons laaste hoofgedagte vandag, naamlik God vra seksuele reinheid in alle opsigte binne en buite die huwelik. Uit ons
Here Jesus se verklaring van die 7de gebod, hier in Matteus 5, leer ons, dit gaan in die 7de gebod oor baie meer as net fisiese egbreek of egskeiding. Jesus leer dit vir ons in Matteus 5 vers 28 as hy sê, maar ek sê vir julle, elkeen wat na 'n vrou kyk en haar begeer, het reeds in sy hart met haar egbreek gepleeg. En dit beteken, jy kan op so 'n manier na iemand kyk en aanhou kyk en gedagtes oor daardie persoon begin vorm, dat dit egbreek kan word met daardie persoon. En dis 'n oortreding van die 7de gebod. Met ander woorde, selfs ontrouheid net in jou gedagtes, nog sonder dat jy 'n woord gesê het of iets gedoen het, is al vir God 'n oortreding van hierdie gebod. Dit geld byvoorbeeld ook as jy na pornografie sou kyk of so iets. En nou gaan ons Here Jesus verder in sy verklaring van die 7de gebod en hy sê hier in vers 29 tot 30, as jou regter oog jou laat struikel, haal hom uit en gooi hom van jou al weg, want dit is vir jou beter dat net een van jou ledemate verlore gaan, as dat jou hele liggaam in die hel gegooi word. En so ook sê hy, as jou regterhand jou laat struikel, kap hom af en gooi hom van jou al weg. Nou natuurlik bedoel ons Here Jesus nie hier dat ons letterlik ons oog moet uithaal of ons hand moet afkap nie, want ons moet die liggaam wat die Here vir ons gegee het natuurlik oppas. Ons oog dat hier figuurlik op daardie ding of dinge wat versoekings na ons toe laat kom. Ons kan ook sê dis die kanaal waardeur versoekings na ons toe kom. En ons hand dat hier figuurlik op die instrument wat ons gebruik om in die sonde te val. As jy so 'n oog of 'n hand het wat jou tot seksuele sondes kan verlei of daarin kan laat struikel, dan moet jy daarvan ontslaa raak of daarvan wegbly. Dis wat ons Here Jesus hier sê. En dit kan sekere boeke of sekere tydskrifte wees. Dit kan sekere plekke of aktiwiteite wees wat jy moet vermy. Dit kan selfs sekere vriendekringe of 'n spesifieke persoon wees. Dit kan sekere webtuistes of sosiale media platforms wees. Of sekere TV-reekse of films waarna jy kyk. Here Jesus sê hier, as jy weet, daar is so iets in jou lewe wat jou maklik kan verlei tot seksuele sondes, of wat jou dalk al reeds laat struikel het, dan moet jy daarvan ontslaag. Prakties gaan dit beteken dat jy nie jou regteroog moet weggooi nie, maar dalk wel sekere boeke of tydskrifte wat jy het. Jy gaan ook nie jou regterarm hoef af te kap nie, maar jy gaan dalk wel sekere vriendskappe moet afsny, of die lyn vir 'n spesifieke persoon baie duidelik moet trek. Jy hoef ook nie noodwendig fisies jou TV of rekenaar of selfoon weg te gooi nie, want ons kry vandag ook baie goeie sagte ware en verstellings wat ons kan maak, wat ons kan help om byvoorbeeld nie na sekere webtuistes toe te gaan nie, of wat vir iemand anders 'n lys kan stuur van al die webtuistes wat jy besoek het ensovoorts. Jy kan ook vir jouself 'n accountability partner kry. Dit is iemand wat jou elke week of 2 weke toerekenbaar hou oor jou seksuele reinheid. Ons weet dit werk baie goed vir mense wat met seksuele verslawings worstel. Selfs jou klein groep kan jou ook hier bystaan in jou heiligmaking. Ook as ons na die res van die Bybel kyk, dan sien ons baie duidelik dat God alle forme van seksuele onreinheid of losbandigheid verbied. En juist daarom bely ons hier in Sondag 41 van die Heidelbergse Katekismes, in lyn met
Jesus se verklaring en ook in lyn met die res van die Bybel, dat God verbied alle onkuise, met ander woorde seksueel onreine dade en alle gebare, woorde en gedagtes en liste en alles wat 'n mens daartoe kan verlei. Moet mooi hoor wat die Here hier sê en wat ons ook bely. God verbied nie net die fisiese dade nie, maar ook die gebare, daardie lyfstaal, of daardie manier hoe jy kyk, of die manier waarop jy dans, of hoe jy aangetrek is, wat dalk uitlok, ensovoorts. God verbied ook die seksueel onreine woorde, daardie flirtasies, en die grove grappe en vuil praatjies. God verbied ook die seksuele onreine gedagtes en liste, daardie fantasieë en begeertes of planne wat mense so maak, en ook alles wat 'n mens daartoe kan verlei. Daardie oog wat 'n mens kan laat struikel, waarvan ons Here Jesus praat. Efesiërs 5 vers 18 noem hier 'n baie spesifieke saak. Daar staan, moet julle nie aan drank te buite gaan nie, want daarmee gaan losbandigheid gepaard. Nee, laat die Gees julle vervul. Daarmee sê die Here vir ons moet pas op vir onder die invloed van drank wees. Dit maak jou baie meer kwesbaar vir seksuele losbandigheid. Nee, wees eerder onder die invloed van die Heilige Gees, want dit sal jou kan help om staande te bly. Pas op ook vir alle mediavorme wat seks buite die huwelik uitbeeld as die doodnormaalste en aanvaarbaarste ding in die wêreld. Ook dit kan ons en veral ook ons jonger mense tot seksuele losbandigheid verlei, as ons begin redeneer, maar almal doen dit mos. Hoe ernstig is hierdie seksuele sondes vir God? Ons bely, God vervloek dit, en ons moet dit haat. Die Here sê in 1 Korintiërs 6 vers 10 dat mense wat in hierdie en in ander sondes hardnekkig volhard, sal nie deel kry aan die koninkryk van God nie. Dis hoe ernstig dit is. En dan mag jy dalk wonder met 'n beklemming om die hart. Maar wat van my wat dalk deur 'n egskeiding is? Of wat dalk al in 'n affair was? Of wat dalk nog steeds met pornografie worstel? Sal ek nie deel kry aan die koninkryk van God nie? Indien jy waarlik berou het en opreg ook daarteen stry, dan kan jy vasgryp aan net die volgende vers in 1 Korintiërs 6 vers 11. Daar sê Paulus vir die gelowiges in Korinte, daarmee sê die Here ook vir ons, en so was party van julle juis ook. Maar julle het julle sondes laat afwas. Julle is geheilig. Julle is vrygespreek in die naam van die Here Jesus Christus en deur die Gees van God. En daarmee sê die Here vir ons, jy kan dus met die regte hulp met seksuele sondes breek. En God kan dit vergewe. Kom ons sluit af. Ons het vandag opnuut gehoor wat God van ons vra in ons huwelike. Kom ons koester ons huweliksmaats. En ons ag ons huwelike hoog en heilig. En ons werk voortdurend proaktief daaraan. En kom ons almal hou ons seksuele lewe rein in alle opsigte, binne en buite die huwelik. Mag God se Gees ons almal daarmee help. Amen. Kom ons praat nou met die Here oor wat hy sopas vir ons in sy woord gesê het, deur saam te bid.
Vader, ons dankie dat U vir baie van ons die voorreg gee om getrou te wees. Ons het weer vandag gehoor, ons huwelike is 'n heilige instelling van U. U het ons as huwelikspare na mekaar toe gelei en ons saamgevoeg en een gemaak. Ons het ook gehoor dat ons huwelike vir die wêreld iets wys van Jesus se verhouding met sy kerk. En dit plaas 'n reuse verantwoordelikheid op ons. Ons besef verder dat dit vir die meeste van ons nie goed is om alleen te wees nie en dat ons 'n hulp nodig het wat by ons pas. Ons dankie ook dat U vir ons seksuele omgang gee as 'n geskenk binne die huwelik, juis sodat ons nie losbandig sal wees nie. U is vir ons baie goed, Here, en daarom wil ons gehoorsaam wees aan U gebod en nie egbreek pleeg nie. Help ons almal wat getroud is om ook voortdurend proaktief aan ons huwelike te werk en nie te wag tot dit te laat is nie. Ag Here, en help ons almal ook om seksueel rein te leef in alle fasette, binne sowel as buite die huwelik. Help ons ook om al die dinge te vermy wat tot seksuele onreinheid kan lei. Ons wil ook met ons liggame aan U woord en U wet gehoorsaam wees en U eer. Ons vra dit in ons Here Jesus se naam, wat dit van ons as sy disippels verwag. Amen. Ons kan nie gehoorsaam wees aan die woord van die Here as die Here ons nie ook seën nie. Kom ons sing daarom nou 'n seëngebed en dan vra ons ook met hierdie seëngebed dat die Here in die besonder ons huwelike sal seën en dat die Here ook elkeen van ons wat vanoggend saam luister sal seën. Ons gaan saam sing uit Psalm 20 verse 1 tot 4. Ons het nou gevra vir die Here se seën. Hoor hoe hy ons ook nou antwoord met sy seën. God se genade en vrede is en bly met julle almal. Amen. Ons het net die volgende afkondigings. Ons dankoffer tydens die erediens is vir barmhartigheid. Ons wil ook maar net weer vir almal herinner dat ons het baie gesinne ook wat finansiëel bietjie swaar kry en dat ons in die besonder ook
hiervoor sal bydra in hierdie tyd. Ons dankoffer na die erediens is vir die Sustentasiefonds. En dan kan ons ook maar net noem dat die kerke hierdie week by 'n paar geleenthede met die regering gepraat het. En ons vra maar vir almal se voorbidding daarvoor. En ook as dit die Here se wil is, dat daar ook 'n bietjie verligting sal kom in van die regulasies ook vir die kerke. Indien daar iets sou verander, dan sal ons dit ook aan die gemeente kommunikeer. Dan vra ons dat julle ook vir die volgende persone bid en dat julle hulle ook ondersteun. Dan die Frida Ligtelling was hierdie week in die hospitaal gewees. Ons is dankbaar dat sy weer by die huis is. Ons het verneem ook dat dit weer nie so goed gaan met Frida Relinghuis se ma nie. Dan vra ons ook voorbidding vir die gemeentes wat finansiëel begin swaar trek en ook vir al die gelowiges wat van die geloofsgemeenskap vervreem raak, ook veral in hierdie tyd om watter rede ook al. Indien daar enigiets anders is waarvan julle weet, kan julle weer soos elke week vir Jacqueline laat weet en dan sal ons vir die gemeente laat weet. En daarmee sluit ons dan nou af vir vanoggend. Ons wens julle geseënde rustdag toe. Gaan pas ook toe wat julle vanoggend geleer het en ons hoop ons sien julle volgende week.